en sy seels te breek. Hier ons met die bloed gedroop, in elke nasie, stam, volk en taal. Die alleen is waardig, want daarvan die lof en die aanbidding, die eer, die heerlijkheid, die majesteit, die krag, tot in alle ewigheid. Halleluja, aan die lam van God. Laat die naam verheerlijk word. Laat die naam net versuik word. Worthy is the Lamb. Halleluja. Daar is dit een koning en sy naam is Jesus. Kyk jy hom en bely hom ook as waardig. Is hy waardig in jou lewe? Wat maak hom waardig? Tannie Rico, hoekom is hy waardig vir jou, Tannie Rico? Hy het my uitgekies om sy kind te wees. Halleluja. Hy het ons sy eie gemaak. Hoekom is hy waardig vir jou? Dit maak hom waardig. Hy het my vrygekoop van die wet van sonde en dood. Hoekom is hy waardig vir jou, my seuns? Halleluja. O Here, U is worthy. U is worthy voor al die berge. Voor al die planete. Die troon oor het U is bo alles in die heelal. Here, ons besing U lof. Groot is die Heer. Want U is die Heer wat alles gemaak het. Alles en alle eer kom U toe. Here, ons kan net vir U dankie sê. Ons harte kan net met dankbaarheid aan U getuig en teenoor U getuig. Here, en daarom kom ons vanmôre en ons sê halleluja. Alle eer aan die Lam. U is die een wat waardig is om die boek oop te maak. O Heer, baie dankie, Here. Here, dat U aan ons gedink het. Aan elke een van ons. Dat U elke een wat hier staan vanmôre uitverkies het. En dat U ons name geskryf het in U boek. In U boek van die ewige lewe. Halleluja. En alle ere aan die Lam. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Het is so lieflik om te ervaar hoe die Here met ons bemoeienis maak. Ons is so baie keer, ag, moet my nie bemoei met jou dinge nie. Ek het genoeg van my eie ding, moet my asseblief nie nog met jou goed ook bemoei nie. Maar hierdie God, wat die wêrelde moet in stand hou, wat alles moet by mekaar hou, want sonder hom sal niks kan leef nie, sonder hom sal niks kan funksioneer nie. Hierdie God, wat al die rede in die wêreld kan hê om te sê, moet my asseblief net nie bemoei met julle dinge nie. Is vanmôre in ons midde. En hy sê, ek wil met julle bemoeienis maak. Ons kan maar na hom toe kom vanmôre. Jy kan maar kom, net soos wat jy is. Met jou seer, met jou bekommernis, met jou angs, met jou vreugde. Kom na hom toe vanmôre. Hy wil bemoei word. Want weet jy wat? Hy soek gemeenskap met jou. Hy sal jou nooit wegwys nie. Nader tot God. En hy sal miskien Hy's 'n goeie Vader. Hy weet wat jy nodig het. Nog voordat jy vra. En ek is so bewus van sy nabyheid. Naby jou is die woord. Hy is die woord wat vlees geword het. In ons hart en in ons mond. En ek weet nie van u nie, maar ek het hom so baie nodig.
Ek kan nie eens asemhaal sonder hom nie. Weet jy, ek kan nie. As die Here sy hand van my aflig vanmôre, val ek net hier dood nie. Hy hou my in stand. En hy is vanmôre hier en sê, kom na my toe. As jy belas is, as jy vermoeid is, kom na my toe. Ek sien jou hart. Ek verlustig my in jou aanbidding tot by. Ons het hom so aanbid. En ek wil vir u sê, God se hart is ruim oop vanmôre. Want hy sien die opregtheid van ons hart en dan ons het hom nader met ons offers van lof en aanbidding. En nou dat ons hom aanbid het, staan die uitnodiging vry. Jy met al jou geskiedenis, jy met al jou seer, jy met al jou vrae, kom na my toe. Ek gaan vir jou rus gee. Hy berei 'n tafel voor ons teenoor ons teestanders. Dink daaroor. Aan daai kant van die tafel staan jou teestander, wat jou ondergang gesoek het. Die Here sê, ek gaan met jou maaltyd hou, in die teenwoordigheid van jou teestanders. Hulle sal sien, hoe jy jou verlustig in my, en ek sal vir jou voed. Ek sal ook vir jou 'n banier wees. Ek sal jou beskerm. Ek weet nie hoe hier verlede lyk nie. Ons almal het 'n storie om te vertel, nie waar nie? Maar dis nie die verlede wat so belangrik is. Dis waarin ons op pad. En wat belangrik is wie is aan my kant. Die wêreld kan teen my wees, maar as jy God aan jou kant het, is jy altyd aan die wenkant. Because he's the all-time, undisputed, undefeated champion of the world. Hy's hoër as die hoogste berg. Hy's groter as die grootste man wat ooit geleef. Sy naam is bo elke naam. En hy is vir jou. En as God vir jou is, so hou goeie moed, my vriend, my vriendin. God is in control. And all things are possible in His name. Halleluja. Nou liewe vriende, ons gaan praat oor Jesus. Ons het gesê hierdie jaar gaan dit gaan oor Jesus en hom as gekruisigde, hom as koning en verlosser. En ons gaan sommer dadelik wegspring. En ek wil u nooi om saam met my te lees in die boek van Hebreërs, die eerste hoofstuk. En ons gaan enkele verse saam lees vanaf vers 1. Hebreërs hoofstuk 1. Mag ons weer terugkeer na daardie dae waar mense sê, my verlustiging is om die woord te kan ken. Ek onthou in die ouer dae, mense het by die duisende by mekaar gekom in stadiums om ou manne te hoor preek in die woord van God. Hulle het gekom want hulle was honger vir die woord. Mag daar opnuut weer 'n honger wees in ons harte vir die ingeplante woord van die Here, wat in staat is om jou siel te red. Daar's geen redding buite sy woord. Dankie vir die woord, Here. Hebreërs die eerste hoofstuk vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy voortreffeliker naam geërf het as hulle, want aan wie van die engele het hy ooit gesê,
U is my siel. Vandag het ek U gegenereer. Jesus, Jesus, Jesus. Ek bemin U vanmôre. Ek bemin U so. Ek het U waarlik lief. My verlange is na U. Dankie dat U Uself aan ons kom bekendstel het. As die groot en sterk verlosser. En as die koning van die heelal. Ons begeerte is om U te ken. En om baie naby aan U te beweeg. Kom vanmôre, maak hierdie woord lewend in ons harte. Verkoop ons siele vanmôre by U ewige woord, U lieflike woord. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Hierdie skrifgedeelte begin deur te sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders. God het baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek tot die vaders. Hierdie God wat ons van gesing het, hierdie skepper van alle dinge, die lewende, die waaragtige God, sê vanmôre vir die mensdom, ek wil tot julle spreek. God het as ware 'n boodskap vir die mensdom. En hy praat al vanaf die begin. Op baie keer, by baie geleenthede, op verskillende maniere, praat hy tot die mensdom. Ons God is 'n God wat wil praat. En hy kan praat. Ons moenie verbaas wees dat ons God 'n God is wat kan praat nie. Ja, ons God kan praat. As jy lees daar in Psalm 94 en jy lees in vers 8, wie het hulle Bybels hier? Miskien moet julle my help blaai vanmôre, anders het ons baie tyd op. Ons gaan 'n paar skrifte na kyk. Kyk gou wat sê Psalm 94 op hierdie gedagte van ons God is 'n God wat sien en hoor en praat. Wat sê hy daar? Psalm 94, 8 en 9. Let op hoe onverstandiges onder die volk en julle dwaase, wanneer sal julle verstandig word? Sal hy wat die oor plant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie? Sal hy wat die oor plant nie ook hoor nie? Hy wat die oog gee nie ook sien nie? En ons kan daarvan aflei dat hy wat die mond gee nie praat nie. Hy het ons dan gemaak met ore en oë en 'n mond. Ons God is 'n God wat hoor en sien en praat. En hy praat al vanaf die begin van die tyd van die mensdom, praat hy met die mens. En ons sien dat hy het gepraat van Adam af, tot en met die profeet Maleagi, die laaste profeet van die Ou Testament. Daarna sien ons was God stil gewees vir 400 jaar. En toe begin hy weer praat deur sy profeet Johannes, die doper. Toe praat God weer vir die eerste keer. Maar ons sien deur die eeue van die mens praat God met ons. Ons vind hom praat met Adam in die tuin van Eden. Hy soek hom. En hy roep daar uit in Genesis 3 vers 9, Adam, waar is jy? Het God nie geweet waar hy is nie? God het geweet waar hy is. Maar hy het vir Adam die vraag gevra, sodat Adam moet besef waar hy is. Hy is nie waar hy moet wees nie.
Hy het net nou die dag saam met God gewandel, nou kruip hy weg vir God. Adam, waar is jy? Hoekom kruip jy weg? Miskien is daar iemand vanmôre wat hoor hoe God vir jou dalk vra. Waar is jy? Ja, jy is hier vanmôre, maar waar is jy in jou lewe? Is jy daar waar jy vrymoedig het teenoor my, of kruip jy weg in die donker? My God is nie 'n God van duisternis, hy is 'n God van lig. Waar is jy vanmôre? Wandel jy in die lig? Of kruip jy weg iewers? Waar is jy, Dion? Waar is jy, Kathleen? God vra vanmôre, Hendrik, waar is jy? Rian, waar is ek? God het gepraat met Noag. God sê vir Noag, hy waarsku hom oor die komende oordeel wat gaan kom oor hierdie aarde, weens die wederstrewigheid en die boosheid van die mens, soveel so, dat God gesê het, ek is spyt, ek het die mens gemaak. God praat met Noag en sê, ek gaan hierdie wêreld verwoes. God praat. God het gepraat met Abraham. En hy roep hom uit Ur uit. En die omgewing van Babylon roep hy hom uit en sê, kom uit hierdie streek uit, kom uit hierdie landstreek uit. Ek sal jou vat na 'n land wat ek jou sal wys, en ek sal jou 'n menigte nasies maak, en ek sal jou seën. En in die lendere van Abraham sal die Messias gebore word. God roep vir Abraham. Miskien hoor jy vanmôre ook God se roepstem en sê, kom uit waar jy is. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Kom uit onder hulle uit. Ek wil jou vat na 'n land van melk en honing. Ek wil jou inlei in die Sionstad. God praat met 'n Jakob. Jakob sien en leer met engele wat op en af klim. God wat vir hom sê, hemel wil met die aarde kontak maak. En Jakob word wakker en hy rig 'n klip op en hy sê, God was in hierdie plek, en hy noem dit Bethel, huis van God. God het gepraat met 'n Jakob. So het God gepraat deur die eeue heen, hy praat met 'n Moses. Hy praat met 'n Jesegiel, 'n Jesaja, 'n Jeremia, 'n Hosea, 'n Joël. Hy praat met almal. En hy praat deur hulle tot die volk. En weet jy wat is so hartseer? Nadat God baie keer gepraat het, op baie maniere, wil die mens nog steeds nie luister nie. Ons het ore, maar ons hoor nie. Ons het oë, maar ons sien nie. Dis nie 'n kwessie van dat God nie met ons wil praat nie. Dis 'n kwessie van ons hoor nie wanneer hy praat. Baie keer as jy ons, man, wanneer praat die Here met my? Miskien moet jy gaan dink, wanneer was die laaste keer wat God met jou gepraat het? En dan vra jy vir jouself, het ek al gedoen wat hy vir my gevra het daai laaste keer? Jy wil alweer aanbeweeg na die volgende punt. God sê, jy het nog nie eens die eerste ding gedoen wat ek jou gevra het. As ek my kind vra, luister, was die kar, en hy wil weet, wanneer vat ek om vir 'n squash game, dan sê ek, weet jy, wat het ek jou eerste gevra? Was die kar? Ons praat nie nou van volgende stappe nie. Wat het jy die... So vra jouself dalk die vraag, wat was die laaste keer wat jy God se stem gehoor het, en wat het hy van jou verlang? Want miskien moet jy eers dit afhandel. Miskien is daar eers 'n saak wat jy moet gaan regmaak. Miskien is daar iemand wat jy moet bel. Miskien is daar iets wat jy moet gee. Miskien is daar iets wat jy moet bely. Dis dalk die struikelblok. Hoekom jy God nie hoor. Want God praat, maar hy wag op jou reaksie. Amen? Amen. So God praat.
En hy sê, hy het baie keer en op verskillende maniere tot ons gepraat. Ja, God praat op verskillende maniere, nie waar nie? Hy het gepraat in die ou tyd deur drome, deur visioene, soms met 'n hoorbare stem. Vra vir Samuel. Soms met 'n stil innerlike stem. Soms deur gelykenisse. Soms deur aksies. Ek dink aan Esegiel wat 'n modelletjie bou van die stad Jerusalem en dan vat hy hamer en hy slaan die modelstuk om vir Jerusalem te wys, dis wat God gaan doen met hierdie stad, as julle nie heel gaan regkom. Né? Of die Here sê vir hom, trek jouself kaal uit en sit al jou klere binne in 'n sakkie en dan kruip jy daardeur 'n gat in die muur om te wys dis hoe koning se dekkie gaan ontsnap wanneer koning Nebukadneser inkom die stad intreem. Dis hoe die koning van die stad gaan ontsnap. So God het gepraat deur aksies. En wat het God gesê vir die mens? Wat was die basiese boodskap? Ja? Om nou vanoggend alles te sê wat God gesê het, is nie moontlik nie. Maar kom ons kyk of ons dit net kan opsom. Wat was God se boodskap aan die mensdom? Wat wil God van ons hê? Dis nog belangrik om te weet as ons kinders van God is, wat verlang God van ons? Ek dink 'n skrifgie wat dit mooi opsom, is vind ons daar in Micha. Wie's naby Micha? En dan lees ons gou daar die hoofstuk 6. En ons lees vers 8. Micha 6, vers 8. Onthou nou, ons gaan nou uitkom by Jesus, wat vanmôre se boodskap is, Jesus is die woord. God praat, maar hy het in die laaste dae met ons gespreek deur sy Seun. Maar hy het eers gepraat deur die Vader. Eers gepraat deur die profete. Toe het hy gekom en gepraat deur die Seun. Maar wat het God eers gespreek in die ou verbond? Micha 6 vers 8. Is iemand dit het? Hy het jou bekend gemaak oor mens wat goed is. En wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Pragtig opgesom. Die Here het aan ons bekend gemaak. Is om reg te doen, liefde te betrag en in ootmoedigheid te wandel. Is dit te veel gevra? Kyk so 'n bietjie wat sê Deuteronomium. Daar het God baie gepraat. As jy God se direkte woorde wil hoor, lees Levitikus en lees Deuteronomium. Jy gaan God se woord, sy direkte woorde baie hoor. Mense hou nie van Levitikus en dink ek, hoekom hou nie van Levitikus? Dis eintlik die een boek waar God direk die meeste gepraat het. Dis soos Openbaring, dit is die direkte woorde van God. En dis die twee boeke wat mense die meeste vermy, Openbaring en Levitikus. Tog is dit God se direkte woorde. Miskien moet julle 'n bietjie meer gaan grawe daar. Wat sê Deuteronomium hoofstuk 6 vers 5? Hoofstuk 10 vers 12 en hoofstuk 11 vers 1. Kom ons lees dit sommer so aan een. Deuteronomium 6 vers 5, 10 vers 12 en 11 vers 1. Het jy hom, suster? Nee. Ag, lyk by Martie, ek gaan jou maar designate jou. Dan sê iemand anders hulle hand opsteek. Deuteronomium 6 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Klink dit bekend? Jy moet die Here jou God lief hê. Wat vra die Here van ons? Ons moet hom lief hê. Met ons hele hart en siel. Deuteronomium 10 vers 12. En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees, en al sy weë te wandel en hom lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Vrees hom, wandel in sy weë, hê hom lief. En dan hoofstuk 11 vers 1. Daarom moet jy die Here jou God lief hê en altyd sy onderordeninge, sy insettinge, sowel as sy verordeninge en sy gebooie opvolg. Dit klink vir my asof hy sekere punte herhaal. Dis asof daar redelik klem gelê word op ons liefde vir God en ons gehoorsaamheid aan sy verordeninge. Nie waar nie? Miskien nog so enetjie, Levitikus 19 vers 18, nog so ene. Wat sê Levitikus 19? Kom ons trek om net so klein bietjie by.
Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy met jou naaste lief hê soos jouself. Dit is die Here. Soos by die Here ons God lief hê, om vrees en in sy insettinge wandel, maar die ander gebod is, jy moet jou naaste lief hê. Lyk my daar sekere goed wat nie verander het tussen die ou en die nuwe nie. Want in die ou verbond sê die Here vir ons basies dit. Hê my lief vir Michael. Ek wil jy moet my lief hê met alles wat in jou is. Man, jy moet my meer lief hê as daai liedjie wat sê my hart klop chocolates. Wat sê jy van chocolates? Hæ? Hoe gaan hy? Iets van chocolates. Nee. Die Here soek meer as dit. Meer as jou liefde wat jy het, selfs vir jou eie kind. Meer as jy, ek het sê gister vir iemand, sê ek, luister, een ding wat ek by iemand geleer het is, ja, ek het mense lief, ek het maar lief, baie, baie lief. Partykeer deur die geloof. Maar ek het niemand liewer as wat ek my God het nie. Ons kan nie ons liefde vir God meet aan ons liefde wat ek het vir my seun of my dogter. God moet lief gewees word bo alles. Met alles. Want as jy dit meet aan jou medemens, dan gaan 'n mens baie keer kompromieë aangaan. Dat jy kompromieer teenoor God se wil, want ek wil my medemens inag. Ons mag dit nie doen. Daar's 'n wet wat hoër is as die wet van 'n mens, en dis die wet van God. Ja, ons moet onderdanig wees aan mekaar, tensy dit indruis met God se wil. Dan is God se wet hoër as die wet van 'n mens, al is dit my eie vrou of my eie man. Is dit reg? Ja. Alright, so basies, ons moet God lief hê en ons moet ons medemens lief hê soos jouself. Alright? Dis wat God sê. Nou mense, as ons hierdie goed hoor, sal u saamstem dat hierdie dinge is goed. Dis goeie verwagtinge. Dis billik. Inteendeel, ek wil verder gaan en sê, dit is begeerlik. Want dink so daaraan, as almal op die gesig van die aarde die verordeninge van die Here hou en daarvolgens handel, how wonderful this world will be. What a wonderful world. Maar ons doen dit nie. Maar as die mens dit sou doen, sal daar nie meer oorlog wees nie. Nie meer misdaad nie. Nie meer haat nie. Nie meer nyd nie. Nie meer bedrog nie. Nie meer diefstal nie. Ons almal sal in liefde en in harmonie en in vrede met mekaar geleef het, as ons net wil luister wat God van ons vra. Dis net hy ons wil nailband nie, maar hy weet hoe die mens funksioneer en hy weet wat goed is vir ons. Want hy ken ons, hy is ons voorbeelder, hy het ons aan mekaar gesit. Wie's beter om te weet hoe 'n produk werk as die vervaardiger van 'n produk? Hy weet hoe 'n produk optimaal funksioneer. Nou wat ons doen is, ons gaan teen die instruksies in. Die manual sê, doen dit. Ons sê, gooi die manual weg, ek gaan die TV werk soos ek hom wil werk. Ek gaan die strykyster, hierdie kar gaan ek ry soos ek hom wil ry. Los die manual man, ek weet wat ek doen. En dis nou presies waar die mens sit vandag. Ons luister nie na ons formeerder nie. En ons wil as mens onsself regeer. En dis die chaos waar ons sit, want ons weet mos beter. Nee, jy weet mos beter. Marleen, jy weet mos beter, altyd beter. Moenie vir my voorskryf nie. Jy gaan nie van my leer, ek gaan vir jou leer. Broer en suster, die oomblik as ons kom by 'n punt wat ons sê, niemand kan my meer niks leer nie, is jy baie gevaarlik. Wat jy sê, ek luister nie meer wat ander mense sê nie. Ek praat net met ander mense. Baie gevaarlik. Want dit gaan selfs indrys in jou verhouding met God. Ek waarborg jou. Dat jy later vir God wil sê om die hemel te bestuur. So die mens luister nie. Maar dit is baie begeerlik hierdie dinge.
En ek weet nie van julle, maar ek wil graag in liefde en harmonie en vrede leef. Nou ja, as weer dit gaan nie kom nie, tot en met die koninkryk wat Jesus self gaan oprig, dan sal dit 'n koninkryk van vrede wees. Dan sal ons van ons swaarde pikke smee en van ons spiese snoei mense. Maar ons het 'n goeie regerder nodig en daar gaan 'n baie goeie regerder kom. Sy naam is Jesus. En hy het so gordel aan, né? Openbaring 19 wat sê, en op die gordel staan koning van die konings en Here van die Here. En wanneer hy sy koninkryk gaan vestig, dan sal ons 'n koninkryk van vrede hê. Ons het Vrydag gepraat oor die koninkryk van vrede. Dan Jesaja 2, Jesaja 9, Jesaja 11. Maar dit gaan vredevol wees wanneer hy kom. So God het op baie maniere, baie keer gepraat op verskillende maniere deur die vaders, maar in hierdie dag het hy gepraat deur sy seun. Nou hoekom is God sy seun stuur? Was dit nie genoeg om deur die vaders te praat nie? It wasn't, because we weren't listening. Jy sien wat gebeur het. En hier is die ding, en dit is, nadat God met die vaders gepraat het, was hy stil vir 400 jaar. En weet jy wat het die mens gedoen in die 400 jaar? En selfs nog voor dit. Dis eintlik waar die ontstaan kom van die fariseërs, en die skrifgeleerdes, en die wetsgeleerdes, en die sadduseërs. Dis eintlik in daai tyd, want God praat nou niks meer nie. Nou wat doen jy as my vrou my nie met my wil praat nie? Ne? En ek wil so graag van haar hoor, maar sy het nou stil swyg. Ne? Wat hierdie fariseërs en sadduseërs en wetsgeleerdes, hulle het begin om die woord van God wat hy gespreek het, te vat en dit te gaan interpreteer. Met ander woorde, hy vat wat jy het. As hy nie met hy wil praat hier, dan gaan ek maar vat wat hy laas gesê het, dis soos jy die weermag. Jy lees maar die briefie oor en oor wat jou, jy weet, dis al laas jaar so briefie, maar jy lees hom weer, want jy het nog nie nuwe briefies gekry nie. Lees jy maar weer die ou briefie. Né? So dis wat hulle gedoen het, hulle het nou maar die ou briewe gaan lees. En wat hulle gedoen het is, hulle die woorde wat God gespreek het, gaan herinterpreteer. Daar was 'n rabbi gewees by die naam van Yuval Hassani. Hy het gegaan en hy het die verordeninge van God gevat en dit gaan interpreteer volgens sy denke en dit saamgevat in 'n bundel wat ons vandag ken as die Mishnah. Jy al gehoor van die Mishnah? Die Joodse Mishnah. Dis die mondelinge interpretasie van dit wat God gesê het. Maar die mens het nou sy idees daarby gesit. En wat gebeur toe? Toe kom daar 'n groep ander rabbies en hulle vat die Mishnah en hulle gaan interpreteer die interpretasie. Hulle vat Yuval Hassani se interpretasie en hulle gaan verfyn dit nog verder. Hulle gaan herinterpreteer. Dis so telefoontjies, soos iemand het gesê, dis so telefoontjie, jy weet, ons dra die boodskappe. En ons weet later kom die boodskap heel skeef uit aan die ander kant. En hulle noem toe daai bundel wat hulle toe herinterpreteer het, noem hulle die Musad. Ag, nie die Musad nie, die Talmud. Die Talmud. 67 volumes van die Talmud. Nou teen hierdie tyd, mense, was die woord van God al so verderf en so verbreek en afgebreek, dat die mens het op teen daai tyd nie meer geweet, wat was eintlik God se oorspronklike bedoeling nie. En dit wil vir my voorkom asof mense vandag steeds sukkel, wat bedoel God nou eintlik by dit? En dan voeg ons maar ons interpretasie by. Ons is lief om te interpreteer, nie waar nie? Baie lief om te interpreteer. En die Jode sit vandag met 'n groot issue. En mense wat soos Jode wil leef, sit met dieselfde issues. Ja. Vat gou 'n skrif. Wat lees gou. Ek gaan net vir jou 'n voorbeeld gee. Vat gou Jeremia 17 vers 22. Hier's nou iets wat God vereis het vir die Jode. En hoe hulle dit nou geïnterpreteer het. Jeremia 17:22. Ook mag julle geen las uit julle huise op die Sabbatdag uitdra of enige werk doen nie, maar julle moet die Sabbatdag heilig soos ek julle vaders beveel. Okay, wat hy sê is, julle mag geen las uit julle huis uitdra op die Sabbatdag nie. Nou het hulle hierdie ding gevat van wat is 'n las? Want ons mag geen laste dra op 'n Sabbatdag.
Nou gaan interpreteer hulle dit. Nou sê hulle, nou as jy nou 'n glas oog het, en jy sit die glas oog in, is dit nou 'n las? Of as jy 'n houtbeen het, en jy wil nou die houtbeen aansit, of jy het 'n kierie, en jy wil op die kierie steen, is dit 'n las? Hulle sê, dit is. Of as jy vals oogwimpers opsit, maar is dit 'n las? Wie van julle wat vals tande het? Jy mag nie vals tande dra op die Saterdag nie. Dis 'n las. 'n las het ook te doen met gewig. Met ander woorde, daar's nou 'n gewiglimiet oor hoe swaar goed jy mag dra op die Sabbat. Hoe groot die Bybel wees wat ek mag bring na die sinagoge toe op 'n Sabbat. Ek wil nie sê ek dink nie hulle gaan my inlaat. Ek dink hierdie Bybel daar aan sê, "Hey! Jy oortree Jeremia 17:22. Die Bybel is te groot. Bring die Gideon. Die pocket size. Jy steur die wet van God." Kan jy sien hoe belaglik die mens raak wanneer ons begin om te herinterpreteer dit wat God sê. Alles wat God aan die ou verbond gesê het, mense, hierso is 'n sleutel om die ou verbond ook te sluit. En dit is dat die ou verbond en dit wat God beveel het, was skaduwees gewees totdat die volmaakte gekom het. Luister, wat is beter, die skaduwee of die werklikheid? Die feeste, die verordeninge, die diere wat geoffer is, die offeraltaar, was skaduwees van die een wat sou kom. Die offeraltaar is skaduwee van die kruis van Golgotha. Die diere wat geoffer is skaduwee van die lam geslag vir ons. Die Sabbat is skaduwee van hom wat gesê het, kom in my Sabbatsrus in. My rus is nou in hom, nie in 'n dag nie. Nou is elke dag die Here se, hy wat een dag waarneem, neem het waar een van die Here, hy wat al die dag waarneem, neem alles. Laat almal doen soos in sy eie hart oortuig is. Ons kan maandag kerk hou, ek het nie 'n plek nie. Nou ons maandag kerk, want elke dag is die Here se. Elke oggend word ek wakker. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ek gaan nie terug na die skaduwee toe nie. Ek wil nie my vrou se skaduwee soen nie. Hy hom bid gedra vir jou. Gedra vir jou, man. Werk jy met kos, man? Ag, is lieflik as die liefde blom tussen kinders van die Here. Wat ons het is soveel beter. Dis waar die hele Hebreësboek gaan. Want die hele Hebreësboek gaan eintlik, verskoon, ons gaan 'n bietjie van trek af, maar ek kan nie stil bly oor hierdie goed nie. Want die hele Hebreësboek is geskryf juis vir wedergebore Jode, maar wat onder verdrukking was onder die keiser Nero, en wat Christene verdruk het, maar die Jode het weggekom, die ortodokse Jode, want die sinagoges en die Joodse geloof was wettig, hulle was geregistreer, maar die Christene was onwettig, hulle was nie geregistreer nie, so Christene was vervolg gewees. En hier is nou Jode wat Christene geword het, Joodse Christene. Maar nou word ons vervolg. Ons huise se vensters word uitgegooi, soos vandag ook maar. Ons goed word gesteel. Ons word getart en gespot in die strate. Nou die Christene daai tyd wat nie Jode is, hulle is net heidene wat op bekering gekom het, hulle moes dit maar verdien. Hulle het geen inkome gehad nie. Hulle het nie 'n uitweg gehad nie. Jy moet nou vashou aan die Here. Dis wat die Hebreërskrywer sê. Hou aan vashou, wat jy het is soveel beter. Kom ons gaan nie deurgaan. Maar die Jode het 'n opsie gehad. Die Joodse Christen het 'n opsie gehad om hierdie vervolging vry te spring. Hoe kon hulle dit vryspring? Gaan terug sinagoge toe. En baie van die Jode gesê, luister, die God van die Jode was steeds die God van Jesus. Ons sal maar net teruggaan na die sinagoge toe, maar ons sal so in die geheim nog steeds. Né? Maar weet wat's een van die vereistes as jy teruggaan sinagoge toe? Jy moet Jesus Christus afsweer.
dan sal ons hierdie toelaat in die sinagoge. En daar's van daai Joodse Christene wat dit gecontempleer het om te doen, terwille van die oorlewing van my familie, terwille van die oorlewing van my kinders. En toe skryf die Hebreërs skrywer vir hierdie Joodse Christene en sê, don't go back to the old stuff. Wat jy nou het in Christus is soveel beter. Jy sal die woordjie beter regdeur die Hebreëse boek sien. Jesus is beter as die profete van ouds. Jesus is beter as die aartsvaders. Jesus is groter as die engele. Jesus het 'n beter verbond as die ou verbond. Alles is beter. Hoekom wil jy teruggaan na die ouwe as dit wat jy nou het soveel beter is? Dis wat ek nie kan verstaan nie. Hoekom wil mense teruggryp na die ouwe? Nou hoe dit was, terwyl ons die werklikheid in ons hand het. Hoekom teruggryp? As jy nou met 'n 2025 Porsche ry, hoekom wil jy teruggaan na die ou Model Ford, Titi Model Ford, wat was dit? Want jy het is soveel beter. Jesus is beter. Jesus is beter, mense. Maar nee, ons vat die ou verbond, ons herinterpreteer hom. Nou weet niemand meer eintlik wat die oorspronklike bedoeling is, ons gooi ons eie interpretasies. En nou sit jy met 'n volk wat nie weet wat die waarheid aangaan God se woord eintlik is nie. Daarom was dit nodig vir God om sy seun ook na hierdie wêreld te stuur, sodat die seun weer die waarheid aangaande God aan die mens kan kom bekendstel. Want die volk was verlore. Want die woord van God was verwater. Was afgebreek. Nobody could understand it. En die bietjie wat jy verstaan kon in elk geval nie hou nie, want hulle het soveel wette geskryf. En as jy die wet geonderhou het wat hulle geskryf het, dan skryf hulle sommer nog 'n paar op daai om dit eintlik maar vir jou onmoontlik te maak om die wet te onderhou. But thank you God for sending Jesus. Want toe Jesus hierdie aarde betree en sy bediening begin, een van die eerste boodskappe wat hy gebring het, was die bergpredikasie. Daar vanaf Matteus 5, het julle agtergekom, hoeveel keer het Jesus gesê by daai bergpredikasie, julle het gehoor die mense sê. Gaan kyk gou-gou. Kom ons kyk, Matteus 5, vers 21. Julle hoor die mense sê. Dis nou al hierdie interpretasies wat hulle gegee het. Vers 21. Jy het gehoor dat al die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan, maar elkeen wat doodslaan verantwoording doen voor die gereg. Ja, hoef nie vir sê, maar ek sê vir julle, en dan herinterpreteer, die Here stel weer dit reg. Ja. Kyk, in vers 27, kry ons dieselfde woorde. Ja. Jy het gehoor dat al die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek. Ja, julle hoor, vers 31. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei moet daar 'n skeibrief. Ja, daar is ook gesê, julle hoor die mense sê, vers 38. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Ja, vers 43. Jy het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand Hoor, haat. julle het gehoor, julle die interpretasies, nie weet maar ek sê vir julle, Jesus het gekom om dit wat verkeerdelik geïnterpreteer was, weer reg te stel. En ek wil vir julle sê, ons sal moet baie aandag gee daaraan dat ons dit wat ons verkeerd geleer het, weer regstel. Dit is vir my uiters belangrik. Toe ek hier by hierdie gemeente begin het ek vir myself ook gesê, en ek het oor julle beleid, daar's baie dinge wat ek moes ontleer. Moes afleer, wat ek uit gewoonte en deur tradisiese oorleweringe aangeleer het, van waar ek vandaan gekom het. Wat sê Matteus 15:6? Julle het die woord van God kragteloos gemaak, deur julle oorleweringe, en julle tradisies, en mense of ons dit wil weet of nie, ons almal sit in 'n mindere of 'n meerdere mate met tradisies, en dit is dalk goeie tradisies, om te bid vir jou kos is 'n goeie tradisie.
Ek sê nie, jy moet nie bid vir jou kos nie. Om op te staan in die oggend die oefeninge te doen vir die liggaam is goeie tradisie. Maar die woord van die Here sê dat daar slegte tradisies wat die woord van God kragteloos maak. En ons sit soms met tradisies wat ons oorgeneem het by wat ons gehoor het wat mense sê. En moenie dink omdat mense 'n versie sit by wat hy sê, nou is dit skielik die woord van God nie. Jy kan goed sê en 'n versie bysit en dan is dit nog steeds verdorwe. Want die versie is nie wat God sê nie, maar dit pas in by wat ek wil sê. Weet jy, ek lag baie keer. Dan sê mense, hoorie, daar's 'n paar probleemskrifte in die Bybel. Ja, gehoor, mense praat van probleemskrifte. Weet, daar is nie so 'n probleemskrif nie. Daar's net een van twee maniere. Daar's net twee maniere as jy 'n skrif nie verstaan nie. Nommer 1, jy verstaan nie wat daar staan nie. Okay, daarom is dit vir jou 'n probleem, want jy verstaan nie lekker wat daar staan nie. Maar die grootste probleem is wanneer jy wel verstaan wat daar staan, maar jy wil nie aanvaar wat daar staan nie. Ja? Ja? Hulle sê, wat van die probleemverse wat Paulus geskryf het oor die rol van die vrou? Het jy al daai gehoor? Nee, maar die rol van die vrou. Net Timoteus 3 is redelik duidelik oor die rol van die vrou. Maar dit is 'n probleemskrif vir ons, want ons wil nie hê dit moet sê wat dit sê nie. So ons wil dit herinterpreteer. Sien julle dit? Nou raak dit 'n probleemskrif. Hoekom laat ons nie toe dat die Bybel vir homself praat? Al pas dit nie altyd in by hoe ons voel oor 'n saak. Laat toe dat die Bybel vir homself praat. Want ek kan nie beloof as ons net doen wat die Bybel sê, we're gonna have a wonderful life. Al gaan die ander mense doen wat hulle wil, in jou lewe sal jy die vreugde van die Here hê. Want die Here eer diegene wat sy woord gehoorsaam. Amen? Alright, so dit wat gebeur het. En weet jy wat het nou gebeur? Met die geïnterpretasie op interpretasies. Weet wat gebeur as mense dit doen? Die pad wat na die lewe lei, word alweer gemaak. Alweer. En wat het Jesus gesê in Matteus 7:14? Het gesê, nou is die poort en smal is die pad wat na die lewe lei en die wat daarop is. Maar wat doen godsdienst vandag? Nee. Vandag nog steeds. Kom ons kyk hoe wyd kan ons die pad maak. Nee? Maar die pad is nou so wyd, jy hoef amper net asem te haal, dan sal jy die koninkryk ingaan. Dis al, haal net asem. Hulle maak die pad so wyd vandag. Hulle probeer die idee verkoop, my broeder en suster, dat, man, omtrent enige godsdienst, wees net by 'n godsdienst betrokke. Wees net bewus van jou innerlike mens. Wees net bewus van daar is 'n groter mag daar buite. Maak nie saak watter rigting van godsdienst jy gaan nie. As jy opreg is, en jy doen net jou beste, of jy nou 'n boeddhis is, en of jy Shinto is, en of jy nou 'n Hare Krishna is, of wat ook al, doen net jou beste. And you will make it. Die Here sal jou aanneem. Mense, selfs in die Christen geloof, the United Church of America, en die United Church is baie van het, is nou al so vrot van LGBTQ en van, ja, Jesus is 'n weg na die hemel, maar hy is nie die enigste weg nie. United Church. Hulle leiers sal vir jou sê dat God is nie so onregverdig dat as jy nou net met Jesus te doen gekry het in jou lewe, dat jy dit nie gaan maak nie. Het Jesus, jy sien, nou is dit 'n probleemskrif. Nou is Johannes 14:6 'n probleemskrif, want Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou raak dit 'n probleemskrif, want jy kyk met jou wêreldsiening
En jy wil hê die skrif moet eintlik iets anders sê, en dit is dat Jesus is 'n weg en 'n waarheid en 'n lewe. Terwyl die skrif duidelik sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. So, dit maak die pad al hoe wyer. Jesus sê, nou is die pad. Wat het Jesus nog gesê in Matteus 5 vers 20? Jy sien, ons probeer met godsdienstigheid die hemel maak. Die wêreld, die kerkwêreld, sê nee, maak nie saak wat 'n godsdienst nie. Jy moet net opreg wees in jou godsdienst. Wees net baie godsdienstig. En jy sal dit maak. Wees lief vir mense, wees betrokke by hulpskemas en jy doen goed in jou medemens en al dit. En dis al wat, maak nie saak so seer watter weg jy volg. Maar wat het Jesus gesê rondom godsdienst? Matteus 5:20. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is, as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan. Hey, luister gou vir my. Wil jy godsdienst gebruik as 'n toegangskaartjie hemel toe? Hierso is die kriteria. Jy beter doen as wat die fariseërs doen. As jy godsdienst jou kriteria wil gebruik. Want die Here sê, Jesus self sê, as jou geregtigheid nie meer oorvloedig is as die van die fariseërs nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou kom, ek challenge julle, probeer meer godsdienstig wees as 'n fariseër. Try dit. As dit oor godsdienst gegaan het, dan is die fariseërs voor in die koor, mense. Hulle is ons ver voor. As dit die kriteria was om in die hemel in te gaan. En dis nie wat Jesus hier probeer sê nie. Wat Jesus hier sê is, dat godsdienst sal jou nooit in die hemel inkry nie. Never! Want niemand van ons gaan beter as 'n fariseër doen as hy by godsdienstigheid kom. Hulle het die boek van godsdienst geskryf. Maar wat sê die Here eintlik vir ons dan? Hy soek 'n verhouding. He wants to walk with you. He wants to talk with you. En dit was eintlik maar die primêre boodskap wat Jesus gebring het. Jesus die woord. Die primêre boodskap is God wants to have fellowship with you. Fellowship. So wat was Jesus se boodskap? Kan ek vir u vinnig 'n paar dinge net sê? En dit sluit aan by die Ou Testament. Jesus het geleer dat God is liefde. God is genadig. God is vergewensgesind. Johannes 3:16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore, ons ken. Wat het hy nog aangaande God geleer? Hy het gesê, God is lig. God is lig. Wat sê Jesus aangaande lig? Kyk gou wat sê Johannes 3 vers 19 tot 21. En dan gaan jy sommer ook na 1 Johannes 1 vers 5 en 6. God is liefde, maar hy is ook lig. Wat sê dit dan? En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. En verder, ja tot 21. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wil die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Amen. Amen. Hoor julle dan? Kyk wat sê 1 Johannes 1 vers 5 en 6. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met ons gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Hoor julle dit? God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En as ons in duisternis wandel, dan lieg ons. As ons sê ons is kinders van God, ons wandel uit, dan lieg ons. Ons doen nie die waarheid nie. So Jesus het geleer God is lig. En omdat hy lig is,
is ons kinders van die lig. En ons moet wandel in die lig. En net so vir interessantheid, wat het Jesus aangaande homself gesê? In Johannes 8 vers 12. Ek is die lig van die wêreld. In Johannes 1 vers 5 sê God is lig. En Johannes 8 vers 12 sê Jesus, ek is lig. Hallo, Eureka. Wat het sê omtrent Jesus? Nee? Goed, so God is lig. Wat is God nog? Wat het Jesus nog oor God geleer? God is Gees. En omdat hy Gees is, wanneer ons in aanbidding kom voor hom, moet ons aanbidding in Gees wees. En in waarheid. Ek wonder, hoeveel ware Gees aanbidding vind nog plaas onder die kinders van die Here. Wat dink julle vanmôre toe ons aanbid het? Dink jy dit was Gees aanbidding? Dis die tipe van aanbidding wat God verlang. Amen. Ons kan met die vleesbesalms sing, baie maklik. Maar ons kan ook met geesbesalms sing. Dis wat God verlang. Alright. So God is lig. En dan het Jesus ook vir ons geleer, net soos in die Ou Testament, dat ons mekaar moet lief hê. Johannes 13, 34, 35. Wat sê hy dan? As dit gaan by ons liefde vir mekaar. Ons is nou klaar hoor. Want Jesus is die woord en hy die woord van God aan ons kom bekend maak. Johannes 13, 34. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. En liefde gebod gee ek julle dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Ag, kan ons nie net dit doen? Kan ons nie maar net dit doen? Ware liefde deel meer. Liefde is meer as lippetaal. Dit is so maklik net om te sê ek is lief vir jou. Maar hoe sal ek weet jy glo as ek nie kan sien in jou aksie? Hoe sal ek weet jy lief as ek nie kan sien in jou aksie? Ek kan dit duisendmaal vir my vrou sê ek is lief vir haar. Sy sê maar ek wil dit sien. Dis waar. Dit sien. Anders raak dit soos holklank in die mense oor. Ek dink baie keer as ons vir die Here klomp moet sê, dan sê die Here dis holklanke, dis soos 'n klinkende metaal. Né? So God wil hê ons mekaar sal lief hê. En dan wat vra die Here nog van hoe ons teenoor mekaar moet gedra? Kyk gou wat sê Galasiërs 6:2. Nog so ietsie oor mekaar. Dis net 4 woordjies. Ek wonder wie wil raai wat ons nog vir mekaar moet doen. Koslik. Galasiërs 6:2. Ag, sy het dit klaar gesê my sussie. Dra mekaar se laste. Weet wat is vir my baie keer so bemoedigend as iemand kom. En ek het nie gevra daarvoor nie, maar iemand kom en sê luister, ons weet julle gaan nou deur 'n tough time. Ons is op speed dial. Sê as ons kan help. Sê as ons kan ondersteun. Jy weet, moenie misbruik maak daarvan nie. Party mense dink jy weet jy sê laat wel uit die eet. Maar ons moet mekaar se laste dra. So dis wat Jesus gekom het. Dis eintlik maar die boodskap. Is die boodskap van liefde, want in die liefde kom gehoorsaamheid. Onder liefde kom toegeeflikheid en as jy lief het, sal jy sy wil doen. As jy lief het, sal jy mekaar nie seermaak nie. Sal jy mekaar nie, om die liefde omvat alles. Sien jy dit? En dit is pragtig opgesom in Matteus 22:37-40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, en die tweede gebod wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dit was die basiese boodskap wat Jesus gebring het. Nou kan ek net vinnig vir u wys met die halfuur wat ek oor het. Met die 5 minute. Gaan gewoon terug aan die Hebreërs 1. Hy het op baie maniere gespreek, toe het hy gespreek deur die seun. Ons weet hoekom is sy seun kom, want hy moes kom regstel dit wat die mens kom verkeerd gedoen het. Maar dan gaan hy verder en hy sê ook wat die seun is en wat hy kom doen het. Hy is die woord wat vlees geword het, maar hy sê hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. As jy daarvan vers 12 gaan lees, sal praat hy nou oor wie is Jesus. En om die tyd te spaar, gaan ek gou vir dit vir sê. Hy leer vir ons dat Jesus is God. En dat hy is die erfgenaam van alle dinge. Hoekom sê ek Jesus is God?
Want hy sê, dat deur Jesus is alle dinge geskape. Net God het skepingskrag. Ander entiteite kan nie skep nie. Ons kan dit vat wat geskep is en dit herverpak, ja. En goedjies maak uit dit, maar jy kan nie uit niks uit iets skep nie. Jesus het uit niks uit geskep. Kyk gou vinnig, wat sê Kolossense 1 vers 16? So sê alles gaan van jou af, van hoe vinnig jy kan beweeg, wanneer dit ons klaar maak. So ek sê maar net. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is. Dit klink vir my na alle dinge. Wat sê Johannes 1 vers 1 tot 3? In die begin was die woord was by God en die woord was by God. Hy was in die begin by God en daar sê. So Johannes sê dieselfde ding. Wanneer laas was jy in die psalms? Lees gou. Ek dink Marian, jy het ons gepraat van die Here ding, né? Dan kyk gou op Psalm 33 vers 6. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. En daai Here, hoe is hy gespel? Hoofletter en kleinletter. Marian, dankie vir jou insig daar. Want na wie verwys daai Here? Kleinletters. Die hoofletter by klein, Jesus. Deur die woord van Jesus is die hemel geskape en deur die asem van sy gees. Die gees was betrokke, Jesus was betrokke, die Vader was betrokke. Kom, laat ons mense maak. Die drie-eenheid. God die Vader is die wil van die hemel. Jesus Christus is die een wat sê, let us make. Hy is die een wat die stof gevat het en geformeer het. Hy is die skepper en die gees is die een, toe hy die asem van sy gees in hulle neusgate inblaas, toe die mense lewende siel geword. God spreek die wil, die Vader. Kom, laat ons maak. Jesus sê, it is done. En die Heilige Gees sê, lewe! That's the kind of God that I serve. Hallelujah. So hy is die skepper van alle dinge, dis wat Hebreërs vir ons sê. Wat is hy nog? Hy is die afskynsel van die Shekinah, heerlikheid van God en die afdruksel van sy wese. Wow, dis 'n mondvol. Johannes 1, in die begin was die woord was by God en die woord was God. Hy is die afskynsel van die heerlikheid van God, die afdruksel van sy, die woord was God. Jesus is die woord wat vlees geword het. Johannes 1:14, die woord het vlees geword. Hy is die afdruksel van God. Wat sê Johannes 10:30? Ek en die Vader is een. Johannes 14:9, as jy my gesien het, het jy nie? Klink vir my dat Jesus is God. Waardig aan dieselfde aanbidding as die Vader, aan hom wat op die troon sit en aan die Lam. Kom toe die lof, die eer, die aanbidding, die heerlikheid, die majesteit, die krag, tot in alle ewigheid. Nico, as ons die dag voor daai troon is, ek sê vir jou, it's gonna be different, my brother. Ek dink nie daar gaan stoele wees nie. Net die 24 ouderlinge gaan op trone sit. Maar ek gaan nie kan sit nie. Ek gaan ook nie kan wonder, hoor jy, is dit nou lus om hom te aanbid? Is die atmosfeer reg? Wat gaan die mense rondom my dink as ek hier? Nee, my boetie en sussie, julle moet my maar verskoon, maar ek gaan uitbundig die Here prys. Maar die aarde is 'n goeie oefengrond, dink ek. Ons kan baie keer so gereserveerd wees. Ons kan baie keer so diplomaties wees. Ag Here, baie dankie dat ek hier saam met hierdie wedergelowiges U kan aanbid. Here, baie dankie vir my mooi naels wat U my gegee het. En ag Here, dankie dat U vir my so 'n halfuur tee of 'n uur gegee het om tyd af te staan vir U, voordat ek besig raak met my program. Ons kan so gereserveerd raak. Ons gaan hom aanbid, broer en suster, want hy is die afdruksel van die heerlikheid van God. Hy is nog meer as dit. Hy hou alles in stand.
Hy het nie net alles geskaap nie, maar hy hou dit in stand. Jy sien nog by Kolossense. Wie het gesê jy moet weggaan daar? Kolossense 1. Kyk gou wat sê. Ek is nou klaar. Kolossense 1. Vers 17. Kyk wat sê hy. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. In hom hou alle dinge stand. Liewe vriende, Jesus is die gom wat alles bymekaar hou. Hy is die atomiese gom. Hy is die atomiese krag wat hierdie wêrelde en die wentelbane en die sterre in die wentelbane en die aarde en alles wat op sit en die swaarte kragte wat teen mekaar inwerk. Hy is die een wat alles bymekaar hou. Hy het dit net gemaak nie. Hy maintain dit. Hierdie Jesus is iets anders. Kan julle verstaan hoekom raak ek so excited oor my Jesus? Dan is hy ook die een wat reinig van sonde en verlos van hom geregtigheid. Jesaja 53, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Hoe het hy dit gedoen? Hy het gekom en jou sonde en my sonde op hom geneem. En hy het die straf wat vir ons die vrede aanbring, het hy op hom geneem. Hy het in ons plek gesterf. Korintiërs 15:3 wat sê, dis die evangelie, Christus het vir ons gesterf. Wat sê 1 Johannes 1 vers 7? Wat sê hy daar? 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons. Die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? En dan in die laaste plek, hy het gekom om te reinig van sonde, maar vandag sit hy, wat sê Hebreërs 1 vers 4, waar sit hy? Aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Waar is hy vandag? Aan die regterhand van sy Vader. Want dan julle toe daai Caiaphas, die hoofpriester vir Jesus vra, nou sê vir ons sommer prontheid man, is jy nou die Messias of nie? Toe sê hy vir hom ek is. Toe sê hy vir Markus 14:62, hy sê, ja ek is, en van vandag af sal jy my sien sit aan die regterhand van my Vader. En wat maak hy daar? Wat maak Jesus vandag? Mag hy nou maar net oor die trompet blaas? Hy tree vir ons in, Rina, hy tree vir jou in. Romeine 8:34, hy tree vir ons in. 1 Johannes 2 vers 1, ons het 'n voorspraak by die Vader. Hebreërs 7 vers 25. Wat sê Hebreërs 7:25? Laaste vers, dis by laaste een, beloof. Hebreërs, hoekom sit jy die Bybel weg? Die mense wil huis toe gaan. Julle wil toch nie huis toe gaan, wil julle? Hebreërs 7:25. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Halleluja! We've got an intercessor in Jesus wat vir jou as 'n prokureur en 'n advokaat optree voor God. Wanneer die vyand, die aanklaer van die broers wil sê, hy het dit en dat gedoen, want tussen dit jou sonde bely, dan maak die Here die rekordboeke oop en Jesus tree vir jou en Vader sê, ek vind geen rekord van dit hierdie. Dit maak die duiwel liries. Want hy wil so graag aankla, maar ons het 'n prokureur. En hy besleg jou saak vir jou. Hy verdedig jou saak vir jou. En elke keer as die duiwel dink, nou het ek het nou 'n wettige aanklag en die Here maak hy by rekordboek oop en hy sê wel, ek vind geen rekord van dit hier nie. Hoorie, dit is nie lekker vir 'n prokureur om elke keer sy saak te verloor nie. Maar met Jesus aan jou kant verloor hy sy saak Dion elke keer. That's my intercessor. That's my Jesus. Bly naby aan hom, bely jou misdade. Hy sal altyd jou vergewe. As jy waaragtig berou het. En hy sal jou by die Vader verdedig. So Hebreërs leer ons aangaande Jesus. Hy stel ons aan Jesus bekend. En ons gaan volgende week gaan ons praat oor, ek het dit vir jou gestuur. Ons gaan praat oor Hebreërs 2. Dis Hebreërs 2, vers 1 tot 4. Jesus, ons groot verlosser. Hy is die woord en hy is ons verlosser. Volgende week. Julle gaan nie wees, né? Vakansie is verby.
Ek spot so die groot verlossing. Want dit is wat Hebreërs vir ons leer. Hy leer ons dat Jesus is beter. Hy is beter as die ou verbond. Hy is groter as die engele. Hy is beter. Hy's beter. Ons het 'n beter verlossing in hom. Inteendeel, hy is ons enigste verlossing. Daar is geen ander verlossing buite Christus nie. So ons gaan volgende daar praat. Amen. Amen. Ek waardeer julle geduld. Dankie Johan. Dankie dat jy hierdie skare so mooi in toom gehou het. En dankie Here Jesus vir die ingeplante woord. Ek hoop dat u gaan later ook aansteek met dieselfde opgewondenheid waarmee ek opgewonde is oor hierdie reis waarop ons is, om te sê, Lord, we want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Mag dit ook u begeerte wees. Amen. Amen. Hemelvader, in Jesus naam sê ons vir u baie dankie vir hierdie oomblik wat ons kon uitkoop, hierdie tyd wat ons kon uitsit om u woord by mekaar te kom. Here, ons wil die skrifte ondersoek, net soos die mense van Berea dit gedoen het. Ons wil u woord ken, ons wil dit verstaan, ons wil met begrip dit inneem, en ons wil dit om ons polse bind, want u woord is ons lewe, u woord is ons behoud, sonder u woord is ons blind, sonder u woord is ons kragteloos. Die woord van die Here is lewend en kragtig. En ek vra Here dat hierdie woord so sterk in ons harte sal brand, dat dit meer sal wees as 'n letter, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Mag die woord wat gespreek word gees en lewe wees. Ek bid dit in Jesus naam. En mag hierdie 'n geseënde week wees vir een en elkeen. In Jesus naam. Dankie dat u ons hou in die holte van die hand. Ons eer u daarvoor. Amen.